Goeiemôre gemeente. Welkom ook aan besoekers hier in ons midde. Vreugde en 'n voorreg om die gemeente van die Here hier saam te kan ontmoet. My bede is dan ook dat ons elkeen hier ryklik vertroos en versterk sal word deur die verkondiging van die Here se woord en deur die Heilige Gees. Net hoor, julle kan my hoor daar agter. Is hy reg? Goed. Namens die kerkraad dan ook net die volgende afkondigings en ja, dalk moet ek maar dit net eers noem. Ons het natuurlik nou 2 nuwe skribas. Die skriba by die kerkraad, by die ouderlinge is broer Koos Kreer en dan by die Breë kerkraad is broer Irving de Swart. So dis dan nou ook die jongman se eerste ronde wat hy die afkondiging so deurgegee het, maar ons is ook dankbaar vir hierdie gawes wat die Here aan ons gee. Maar namens die kerkraad dan ook net die volgende afkondigings wat die liefdegawes aanbetref onder die diens vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die dankbaarheidsfonds. Wat meeling aanbetref en voorbereiding vir elkeen wat siek is en besig is met behandeling, het ons dan nou verneem dat Serena Klopper was die afgelope week by die hartspesialis, die kardioloog, en sy gaan dan DV wanneer die Here wil, gaan sy vir ook 'n heupvervanging. Ons bid dan ook vir haar sterkte en mag die Here, Hemelse Vader, haar ook vashou en vir broer Hertjie in die holte van sy hand. Ons maak dan ook met leedwese bekend, soos julle dit ook gekry, dat Suster Nora Snyman is verlede Sondagnag oorlede. Ons dink dan besonder in ons gebede aan haar kinders en familie en bid hulle die ryke troos en versterking van die Heilige Gees toe. Ons het haar ouder op haar verjaarsdag verlede week afgekondig dat sy 96 sou word die maandag. Sy is nou die Sondagnag oorlede. Gelukwense Aniek de Beer, die dogter van Erns en Iselde Beer, het Ooskaap klere in landbou ontvang en sy het gister aan die SA kampioenskappe deelgeneem daar in Johannesburg. Wat ons verneem het sy dit baie geniet. Verjaarsdag, besonder net die een verjaarsdag vandag, en dit is van Suster Elaine Ligtelm. Ek weet, hulle het verskoning gemaak, hulle is nie hier nie, hulle is bietjie by familie of die kinders is by hulle, maar sy is vandag 85 jaar. Ons wil hom vir Suster Elaine in haar afwesigheid baie geluk sê en die seën van die Here toebid met hierdie besondere lewensjaar, en mag sy ook vandag saam met haar kinders en familie geniet die ryke seën van die Here wat hy ook gebied. Katekisasie les 23 word na afloop van die erediens met ons katekisante behandel, en dan herinner ons ook die belydenis katekisante vanmiddag 3 uur, wat die katekisasie dan ook hier plaasvind. Ons Bybelstudie dan in hierdie week, die donderdag middaggroep kom nie by mekaar nie, omdat daar sistersvergadering is, maar wel die donderdag aandgroep vergader DV om 6 uur en gaan voort met die behandeling van die brief van Hebreërs. Die sisters vergader dan DV donderdag om 2:30 vir vergadering, en dan sal daar ook na afloop van die vergadering om 3 uur 'n makrame-les aangebied word deur Suster Francisca Jobse, teen R20 per persoon. Dit is maar knoopwerk en kuns rondom knoopwerk, so al die susters, maar ook broeders, julle is baie welkom om bietjie te kom leer van makrame, en ja, soos ons gesê het, ons sal nou nie Simpson se toue, sal ons nou nie toets nie, maar baie welkom ook daartoe. Ander vergaderings hierdie week, die eiendomskommissie vergader nie DV môre nie, maar die diakonie wel DV môre om 6 uur, en dan vra ons ook voorbidding vir Klasses Karaoke. Dis die gemeentes hier in ons area wat DV Dinsdag om 10 uur te Graafry net vergader. En dan vanaf die feeskommissie, ons herinner dan ook net aan ons burgeraand DV Vrydag om 6 uur, die 13de September, dis dan in die plek van die gemeente Braai. Kaartjies wat dan verkoop word vir die burgeraand is R60 per persoon. Dit is by broer Henny Roos beskikbaar, en dit sluit dan nou in 'n burger, 'n slaai en nagereg, en dan het die feeskommissie dit ook dan laat weet dat daar per R40 ekstra kan 'n ekstra burger bestel word. Daar's van die broeders wat bietjie meer as net een burger wil eet, so vir R40 kan jy 'n ekstra burger koop. Laerskoolkinders is natuurlik gratis, en dan daarbey, omdat hierdie ten bate is van die diakonie, vra die feeskommissie ook dat 'n blikkie, is maar 'n nie bederfbare blikkie kos, sommer maar met 'n noot by vriendelike versoek om dit ook beide te sit, dat ons ook ons diakonie in hierdie opsig kan bystaan. Ter approbasie in die gemeente voorgehou in die ampt van oudering vir wijk 15 is broer Armand Besuidnout, en vir wijk 12 of wijk 6 is broer Johan Strauss, en dan as die haken vir wijk 15 is broer Adrian Erasmus. En dan net vir laasens, ons gaan dit nou nie weer afkondig nie, herinner ons maar net weer aan die SnapScan kode van die diakonie in die nuusbrief, maar dit is ook agter in die saal beskikbaar. Dis maar net vir lidmate wat nou nie kontant hier by hulle het nie, kan op die manier ook vir die diens van barmhartigheid bydra.
En ek kan maar ook net noem wat die nuusbrief aanbetref, dat broer Etienne het nou sy laaste ronde met die nuusbrief gedoen. Die nuusbrief wat dan vandag verskyn, maar dit is dan nou vir oulaas van broer Etienne. Ons vertrou dan dat die Here DV vir ons iemand sal aanwys om die nuusbrief se werksaamhede oor te neem as ons die nuwe kwartaal ingaan. So ons wil ook daarby net dankie sê vir broer Etienne vir hierdie harde werk en ook die wyse waarop hy vir ons die doppertjie nuusbrief hanteer het deur al die jare. Die teeskinkbeurt vir September maand is Wyke 2, 3, 7, 12 en 16. En ons is dan verwelkom, of alle besoekers in ons midde is dan ook welkom om saam met ons 'n koppie tee of koffie na afloop van die erediens te geniet. Om onsself dan voor te berei op hierdie godsontmoeting, kom ons word vir 'n oomblik stil. Gemeente van die Here, wanneer jy en ek hier byeenkom om ons Here te ontmoet, buig ons in kleinheid, eerbetoon en afhanklikheid voor hom neer en ons verklaar ons hulp as volg. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. In antwoord op die seën van die Here kom ons loof hom deur saam te sing uit Psalm 45. Ons sing daarvan verse 1, 5 en 16. In die prediking wat ons vanoggend dan voortgaan om na die Dordtse leerreëls te kyk, veral dan ook dat die Here regverdig handel, so dan ook in alles wat ons vandag gaan sing. Ons sing dan daarby Psalm 45, 1, 5 en 16. My hart ontroer deur my murring, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur die vuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Die troon nou sante sorm en stryd, die scepter is regverdigheid. Iemand gerechtigheid maar haat, die onreg met die onregsaad. Ek sal offers die eer bewys, lam deur die geslagte prys. Die volke sal in U verbly, U lof vir ewig en altyd. Gemeente, direk nadat ons geloof bly het, sing ons saam uit Skrifpreming 12:3 verse 1 en 2 en ook dan daarby Skrifpreming 12:5. Kom ons bely dan nou elkeen ons geloof as volg in die hart en ons doen dit ook saam met alle ander kinders van die Here oor die ganse wêreld en met ons belydenis in die enige God verklaar ons hiermee dat dit die vaste fondament is waarop ons bly staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons vryheid getuig ons is verhewe God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde oneindige groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Jesus verlosser, Seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. Die naam is enig, U leef vir ewig, U het gesterf vir my. Gemeente van die Here, ek hou nou vir ons die wet van die Here voor, en ek doen dit dan ook vanoggend, soos dit ook in ons belydenis opgeskryf staan, Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus, daarby vraag en antwoord 92 en 93. Hoe lui die wet van die Here? En dan volg die antwoord. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod: eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod: jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod: jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod: jy mag nie steel nie. Die 9de gebod: jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod: jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoe word hierdie gebooie ingedeel? In 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra. Die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. In antwoord op die wet van Here, as ons so bly sit, en ook as 'n teken van verootmoediging voor die hoë heilige God, kom ons sing saam Psalm 119 daarvan vers 50. Psalm 119 vers 50 as ons so bly sit. Kom ons bid nou saam. Ons driemaal heilige God en getroue hemelse Vader. O Here, U is die hemelse regter wat volmaak regverdig handel. Ja Here, U sê net en dit geskied. U voer U raadsplan uit soos wat U wil. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En niks of niemand, geen mens of enige skepsel kan U raadsbesluite teenstaan of verander nie. Ja, dis op grond van U raad dat U hierdie wêreld tot stand gebring het. Alles geskep het. Dis op grond van U raadsbesluit dat U ons in die liefderykheid en genade as U kinders in Christus uitverkies het. Dis op grond van U raadsbesluite dat ons elkeen kan beweeg en 'n tree vorentoe gee. Ja, want as U dit nie wil nie, kan nie een van ons een tree vorentoe gee nie. Vader, so erken ons U soewereiniteit en U oppermag. Daarby ook is ons diep dankbaar dat ons in U Vaderhande vasgehou word. Want dit is vir ons die beste plek om te wees. U is met al ons paaie goed bekend. Ons tye is in U hand, maar dit is die beste plek om te wees. Sodat ons kan weet, selfs wanneer ons hierdie aardse tyd en hierdie aardse lewe verlaat, val ons nie uit U hande nie, maar lei ons deur die Vaderhand die heerlikheid in. Soos dit dan ook ons bede, dat ons in al ons handel en wandel, in al ons doen en late, nie op onsself gefokus sal wees nie, maar ons geloofsoë sal ophef en na ons koning en verlosser Jesus Christus sal kyk, dat ons hom voor oë sal hou,
Hy wat nie vir die skande van die kruis teruggedeins het nie, maar die lydensweg betree het, omdat hy ook geweet het, na 'n tyd van aardse stryd en lyding, die heerlikheid en oorwinning vir hom wag. So het hy dan ook vir ons die oorwinning bewerk, sodat ons in hom meer as oorwinnaars kan wees. Dankie Vader dat U ons as gemeente ook op hierdie Sondagmôre bymekaar gebring het. Dat U ons elkeen gesterk het en opgewek het en gelei het, jonk en oud, om U hier te kan ontmoet. Soos dit aan ons bede, dat die woord by ons ingang sal vind, dat die Gees kragtig in ons harte sal werk, en dat ons hart en ons gemoed verlig sal word deur U woord. Vader, ons bid vir elke lidmaat van ons, jonk en oud, vir ons kinders, vir ons jeug, vir ons jong mense, dat U hulle sal lei, dat U hulle sal vashou, dat hulle, waar hulle koningskinders van U is, hulle lig vir ons koning sal uitstraal. Maar ons bid ook vir ons volwasse en ons bejaarde lidmate, dat U ook met ons elkeen sal wees, in al ons doen en late, ons wat werk, maar ook ons wat die rustige lewe van aftrede geniet, dat ons altyd ons gedagtes op die dinge van daarbo sal rig, en nie aardsgesind sal wees nie. Ons bid vir die kerk oor die wêreld, elkeen wat vandag saamkom om na U woord te luister, dat die woord in opregtheid en in waarheid verkondig sal word, dat die woord sal sny in harte en in gemoed, ja, want U woord ken die donker dieptes van ons elkeen se hart. Wil U ons dan ook daar tref? Wil U die sondige gedagtes wat daar nog in ons mag wees by ons wegneem, sodat ons U in waarheid en getrouheid sal dien en sal aanbid. O Vader, ons bid ook vir ons gemeente met al ons aksies en aktiwiteite, dat U ons sal lei en sterk, die burgeraand wat voorlê, dat ook hierdie weer 'n feestelike geleentheid sal wees van saamkom, dat U ook daardeur ons diakonie sal sterk, want ons weet ook daar's baie nood en baie behoefte in ons eie midde, maar ook in die gemeenskap daar buite. Voorsien ook aan hulle die middele, dat hulle kan help in nood, waar dit nodig is. Ons bid vir ons klasses en Karoo Kuy wat DV Dinsdag by mekaar kom en vergader, dat U ook waar ons dan as gemeentes van hierdie area saamkom, ons sal lei en sterk, dat ons ook daarin Christus sal opsoek, die koninkryk sal bou, en dat die besluite wat op die klasses geneem word, sal wees tot eer en verheerliking van U naam en uitbou van U koninkryk. Ons dra besonder hulle aan U op wat deur tyd van lyding en beproewing gaan, hulle wat geliefdes aan die dood afgesaam het. En besonder dink ons in ons gebed aan die familie en kinders van Violet aan die Nora Snyman, dat U hulle in hierdie tyd sal troos en versterk. Ons dankie vir besondere lewensjare wat U aan haar geskenk het, dat dit is absolute seën, maar so weet ons ook, sy het haar hemelse erfenis ontvang, en sy woon ook na sy swaar gekry die afgelope tyd, daar in die siekeboeg van Eden Glen, woon sy nou in heerlikheid by U. O Vader, vergewe ook al ons skulde, dit wat skeiding maak tussen U en ons. Lei ons ook nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. O Here, laat ons wandel in die voetspore van ons Here Jesus Christus, deur die genade van die Heilige Gees. Dit bid ons alles om Christus naam ontwil. Amen. Voordat ons luister na die Here se onfeilbare woord, kom ons sing weer saam uit Liedboek 169, daarvan af verse 1, 2 en 3. Dit is 'n beruiming van Jesaja 6, waar die serafs daar in die hemel mekaar toesing, heilig, heilig, heilig is die Here. Liedboek 169 verse 1, 2 en 3.
met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genade, die trone sings met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser vir ewig, groot is die naam, die Vader, Seun en Gees. Grote God ons Heer, met die hele skepping, wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns wat U bygee tot ons leer. Heilig, 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 mag geen genade, nie was is en sal vir ewig wees. Gemeente van die Here, ek verkondig nou die Here se woord aan ons en ons luister daarna deur te lees uit Matteus 11. Matteus 11 hou ek aan ons voor, daarvan af vers 20 tot en met vers 30. En ons gaan dan ook daarmee saam kyk na die Dordtse Leerreëls hoofstuk 1:15, nogal vanmôre 'n baie moeilike een wat handel oor die verwerping. Maar ons sien dan ook dat die Here se woord daaroor nie vir ons onduidelik is nie, maar dit ook duidelik aan ons bekend maak. Maar ek lees dan vir ons uit Matteus 11 vanaf vers 20 tot 30. Toe het Jesus begin om die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, te verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou dit bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dit sal vir die gebied van Sodom op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe almal wat vermoeid en swaar belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Tot sover. Ek hou dan verse 25 tot 27 van Matteus 11 net weer hier voor. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie behalwe die Seun
en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Daarmee saam dan na die Dordtse leerreëls ook wat ons kyk, hoofstuk 1, artikel 15 daar. Verder toon die Heilige Gees hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie, of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome, vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae in die gemeenskaplike elende te laat bly. Daarin het hulle self deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juis dat God 'n gedigte, onberispelike en regverdige regter is, wat die sonde straf. Geliefde broeder, suster, jongmens en kind in ons Here Jesus Christus. Nadat dieselfde saak of onderwerp aan sommige mense verduidelik is en by herhaalde kere verstaan en begryp hulle dit nog steeds nie. Die onderwysers en onderwyseresse in ons midde sal presies weet waarvan ek praat. Nadat die wiskundesom vir die soveelste keer op verskillende wyse aan die leerling verduidelik is, verstaan hy dit nog steeds nie en kan hy dit nie doen nie. Miskien sou mens meen dat dit nie reg verduidelik word nie. Tog is dit so dat die gawes en vermoëns van mense verskil. Die leerling verstaan waarskynlik nie die wiskundesom nie, omdat hy dit nie kop nie. Daarom word hy deur die onderwyser aangeraai om sy vakkeuses te hersien. So gebeur dit dat die blye evangelie keer op keer aan mense bedien word, maar daar is mense wat dit eenvoudig nie kop nie. Al word die verlossingsboodskap vanuit verskillende hoeke en kante verkondig, is daar mense by wie dit soos water van die een se rug afloop. Dit is of die pen nie wil drop nie. Maak nie saak hoeveel keer en op watter wyse die woord van God aan hulle bedien word nie. Daar is mense wat Jesus Christus en sy verlossingswerk bloot ignoreer. Dit raak hulle nie aan nie en dit pla hulle nie. Dit is asof hulle harte eenvoudig gesluit bly vir die verlossingswaarheid. Vir ons as uitverkore kinders van Here mag so 'n onverskillige en onverantwoordelike reaksie op die blye evangelie dalk vreemd en selfs onbegryplik wees. Kan dit wees dat mense so afgestomp is vir die waarheid van die woord? Ons bely egter in die Heidelbergse Katekismus Sondag 27 dat nie alle mense gered word wat deur Adam verlore gegaan het nie. Daar bestaan nie iets soos 'n algemene redding van alle mense binne die ewige raadsplan van God nie. Alleen die mense wat in Jesus Christus glo, word gered. En geloof is 'n gawe en vermoë van die Heilige Gees. En hierdie gawe en vermoë om te kan glo, skenk God slegs aan sy uitverkore kinders. Broer en suster, dit beteken noodwendig dat daar mense is wat nie die gawe en nie die vermoë om waarlik te kan glo van die Heilige Gees ontvang. Daar is natuurlik heelwat skyngeloof in die wêreld,
Maar met verloop van tyd verdwyn die skyn en dan kom die ongeloof na vore. Die mense wat nie deur God uitverkies is nie, besit nie die gawe en vermoë om waarlik in Christus te kan glo nie. Die feit dat God hierdie mense in die uitverkiesing verbygegaan het, is geensins onregverdig nie, maar toon juis God se volmaakte regverdigheid. As kern van die prediking bely ons: God handel volmaak regverdig. God handel volmaak regverdig. Wanneer die Here Jesus aan die woord is in Matteus 11, was dit reeds 'n geruime tyd sedert hy met sy dienswerk op aarde begin het. Die volmaakte leermeester het die mense oor die koninkryk en die wil van God onderrig. Hy het talle wonderwerke onder die mens gedoen om sy ware godheid te bevestig. Die Joodse volk begin dan reaksie toon op die verkondigde woord en wonderwerke van Christus. Alhoewel daar mense is wat tot geloof in hom kom, was daar 'n teleurstellende groot deel van die volk wat hulle nie bekeer het nie. Die meeste mense onder die Joodse volk wat die Here Jesus se onderrig gehoor en wonderwerke gesien het, het geweier om in hom as die Christus te glo. Die Here Jesus was vir hulle eerder 'n struikelblok en 'n rots waaroor 'n mens val. So verwyd Christus die mense van 3 Joodse stede wat geweier het om in hom te glo. Hierdie 3 stede het nie slegs Moses en die profete van die Ou Testament se wysheid gehad nie, maar ook die Here Jesus self by hulle. Terwyl die Seun van God in hulle midde gepreek, geleer en ongekende wonderwerke gedoen het, het hulle bloot aangegaan met hulle lewe soos normaal. Hulle was onaangeraak deur Christus in hulle midde. Hulle het hom eenvoudig geïgnoreer. Hulle het onaangeroer en onbetrokke by die woord van God verbygeleef. Die pennie het nooit gedrop nie en hulle het Christus se teenwoordigheid nooit gekop nie. Hierdie onverskilligheid teenoor die Here is egter niks anders as 'n gruwelike vorm van ongeloof. Oor die 3 stede, Chorazin, Betsaida en Kapernaum, spreek Christus in sy regverdige en heilige woede oordeel uit. Wee jou, of ellende wag vir jou. Dit is dan ook merkwaardig dat hierdie 3 Joodse stede met 3 heidense stede vergelyk word. Chorazin en Betsaida word vergelyk met 2 goddelose stede uit die antieke wêreld, Tyrus en Sidon. Hierdie 2 stede was bekend vir hulle heidense en goddelose karakter. Die profeet Esegiel het selfs 'n sekere koning van Tyrus as voorbeeld gebruik om na die Satan te verwys. Tog sê die Here Jesus dat hierdie 2 heidense stede lankal sou bekeer het as hulle dieselfde voorregte as Chorazin en Betsaida geniet het. Daarom sal dit op die oordeelsdag vir die mense van Tyrus en Sidon draagliker wees as vir die mense van Chorazin en Betsaida. Wat die stad Kapernaum aanbetref, het die mense daar selfs nog meer voorregte as die van Chorazin en Betsaida geniet. Kapernaum was die woonplek van die Here Jesus en die middelpunt van sy dienswerk. In en rondom Kapernaum het hy meer wonderwerke en meer preke gelewer as op enige ander plek tydens sy hele aardse bediening. Dit was hier wat hy 'n melaatse man, die offisier se slaaf en Petrus se skoonmoeder genees het. Dit was hier wat hy die verlamde man wat hulle deur die dak laat sak het, genees het. Dit was hier wat hy die dogtertjie van Jairus opgewek en 'n vrou van bloedvloeiing genees het. Dit was hier wat hy 2 blindes en 'n stom man genees het. Die Here Jesus se wonderlike teenwoordigheid in en rondom Kapernaum het tragies min tot geen impak op die inwoners van die stad gehad nie. As gevolg van hierdie mense se onverskilligheid teenoor die blye evangelie, sal hulle verdoem word tot Hades. Dit is die ewige hel. Kapernaum word dan ook vergelyk met Sodom, die mees goddelose en losbandige stad van die antieke wêreld. Selfs vandag nog word Sodom as sinoniem gebruik
van totale afvalligheid, losbandigheid en goddeloosheid. Tog sê die Here Jesus, dat dit op die oordeelsdag vir Sodom draagliker as vir Kapernaum sal wees. Die mense van Kapernaum het 'n heerliker voorreg geniet en 'n groter verantwoordelikheid gehad om hulle tot die Here te bekeer, maar hulle het nie. Na sy oordeelsuitspraak oor die 3 Joodse stede bid Christus tot sy Vader. Wat besonder is van sy gebed, is dat hy die Vader loof dat hy hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Met hierdie dinge word bedoel die blye evangelie en die koninkryk van die hemel. Die Vader openbaar die dinge van sy koninkryk aan wie hy wil. Hiermee erken Christus die soewereiniteit, die oppermag van God. In sy vrymag en welbehae bepaal hy aan wie hy die waarheid van sy koninkryk wil bekend maak. Wat interessant is dat Jesus sê dat God sy koninkryk vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend maak. Hiermee bedoel die Here Jesus uit die aard nie dat slim en geleerde mense nooit aan die koninkryk van God kan deel kry. Die slim en geleerde mense van wie Christus praat, is eerder 'n sarkastiese verwysing na daardie mense wat dink hulle is slimmer en wyser as God. Hierdie kalmsige slim en geleerde mense hou geen rekening met die alwyse en alwetende God nie. In Christus se tyd op aarde was hulle die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Dit is verder ook almal wat op hulle eie insig en eie verstand in ongeloof vertrou. Diegene se harte bly gesluit vir die blye evangelie. Aan die ander kant maak God sy koninkryk bekend aan die kindertjies. Met kindertjies word bedoel die mense wat nederig van hart en klein voor die Here is en hom in opregtheid opsoek. Dit is hulle wat ootmoedig en diep afhanklik op God alleen vertrou. Hierdie kleintjies se harte word deur die Heilige Gees oopgesluit vir die blye evangelie. Hulle harte is oop en ontvanklik vir die waarheid van die woord. Hulle ontvang die gawe van bekering en geloof om waarlik in die Here te glo. In die lig hiervan het die alwetende God geweet en bepaal dat die mense van daardie 3 Joodse stede nie ontvanklik vir die blye evangelie sal wees nie. Is dit dan nie onregverdig van Christus om hierdie stede te verwyd en selfs te verdoem nie? Is dit dan nie onregverdig van God dat hy aan sommige mense sy koninkryk bekend maak en aan ander mense dit geheim hou nie? Nee broer en suster, dit is nie onregverdig nie, want hy is God en ons is mens. Dit sou inteendeel heeltemal regverdig van God wees as hy sy koninkryk vir altyd, vir alle mense, geheim gehou het. Dit sou heeltemal regverdig wees as God alle mense verwerp het en niemand uitverkies het om sy kinders te wees nie. Dit sou heeltemal regverdig wees as God alle mense se harte vir die blye evangelie gesluit gehou het. Die feit dat God nie alle mense uitverkies en sodoende red nie, maak hom egter nie die bewerker of outeur van die sonde, soos die remonstrante of arminiane aanvoer. In sy ewige raad het God besluit om sekere mense met sy uitverkiesende genade verby te gaan. Anders gestel, alle mense het op grond van hulle eie skuld in die sonde geval en sodoende hulle self in die ewige hel laat beland. Alle mense het deur die sonde in die vuur gespring. In sy ewige raad het God besluit om nie alle mense wat deur hulle eie toedoen in die vuur gespring het, uit die vuur te red nie. In sy groot genade is dit slegs sy uitverkore kinders wat hy uit die vuur gered het. Nogtans moet dit beklemtoon word. Dit is nie God wat gesê het die mens moet in die vuur spring. Die mens het ongehoorsaam en eiewillig na die duiwel geluister en toe in die vuur gespring. Is dit dan God se skuld as die mens in die vuur brand? Nee broer en suster, dit is die mens se eie skuld. Waarom het God besluit om sekere mense in die ewige vuur te los, terwyl hy ander red?
Christus antwoord in vers 26. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. In hierdie handelswyse openbaar God sy vrye welbehae. Hy is aan geen menslike insigte, opinies en teorieë gebind nie. Die Here doen wat hy wil. Deurdat hy sekere mense in hulle elende laat, openbaar God daardeur sy regverdigheid. Sekere mense word met die ewige dood gestraf vanweë hulle volgehoue ongehoorsaamheid aan God. Dit bevestig dat hy die hemelse regter is wat volmaak regverdig handel. God mag vergeld en hy mag hom wreek op die sondige mens. Aan die ander kant openbaar die verwerping, die heerlikheid en grootheid van God se genade. Dit is soos 'n flitslig wat in die donker skyn. Die flitslig skyn nie so helder gedurende die dag nie, maar in die aand kan mens dit nie mis nie. In die donkerte van die nag skyn die flitslig helder en duidelik. So skyn die uitverkiesende genade van God helder en duidelik teen die donker agtergrond van die verwerping. As ons kan begryp dat niemand van ons die lig verdien nie, maar eintlik almal regverdiglik in die duisternis gelaat moet word, dan besef ons hoe heerlik troostryk is hierdie lewe. As God wou, kon hy bepaal dat Christus vir jou en my 'n struikelblok moes wees en ons nie tot bekering en geloof in hom kom nie. Dit is die verwerping. In sy groot en ryke genade het God egter deur sy Gees sy uitverkore kinders se harte oopgesluit om hulle tot hom te bekeer en Christus as enigste verlosser en saligmaker te omhels. Geliefdes aan ons Here, ten slotte, na herhaalde oproepe tot bekering, na die waarheid van die woord telke male bedien is, na baie gebede, is daar sekere mense wat die blye evangelie nie kop nie. Die pennie wil nie by hulle drop nie, en hulle gaan eenvoudig voort om in die sonde te volhard en in ongeloof te leef. Sommige van hierdie mense is en was uiterlik deel van die kerk, maar nooit waarlik deel van die liggaam van Christus nie. Tragies breek die oomblik aan wat diegene hulle self eie-willig van die ware kerk afsny. Vir ons as ware gelowiges is dit baie hartseer om met sulke hardheid van hart te doen te kry. Hoe moet ons as ware gelowiges reageer wanneer ons met mense te doen kry wat hulle aanhoudend teen die blye evangelie verset? Die Here Jesus gee aan sy disippels die raad: as iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af. Matteus 10:14. Daar is wel nog uitverkore kinders van die Here daar buite wat oop en ontvanklik is, wat honger en dors na die blye evangelie en die woord van God. Mag die Heilige Gees ons na hulle lei om hulle met die woord te bedien, sodat die getal van die uitverkorenes vol word. Diegene wat egter wel die blye evangelie hoor en hulle aanhoudend verhard, sal op die oordeelsdag onsself nie kan verontskuldig nie. Die hemelse regter oordeel volmaak regverdig. Amen. Kom ons saam 'n dankgebed. Driemaal heilige God en troue hemelse Vader, o Here, in absolute kleinheid en nederigheid is ons dankbaar vir die woordbediening wat ons hier kon aanhoor. Ons moet ook erken dat ons verstand maar baie klein en beperk is en dat ons dit nie moet waag om u raad in die fynste detail te probeer uitpleis en uit te werk nie. En tog moet ons erken, die genade is oneindig groot. Die genade betoon nie aan ons dat ons die uitverkore kinders kan wees, dat ons die gawe deur die Heilige Gees van geloof en bekering ontvang het, om ons Here Jesus Christus as enigste verlosser en saligmaker te omhels. Ons moet erken
Dit is nie uit onsself nie, want uit onsself sal ons dit nooit gedoen het nie. Nie uit onsself sal ons altyd die vuur en die hel verkies. Dis alleen U wat ons harte daarvoor ontvanklik maak. Wanneer U dan ook sekere mense in die uitverkiesende genade verbygaan, is dit volgens U vrye welbehae en soos wat U dit wil. Laat ons nie enigstens vingers van skuld na U toe wys nie, want U is God en ons is mens. So maak U dan ook aan ons bekend, en ons hoor dit ook met die oordeelsuitsprake van U Seun, Jesus Christus, reeds daar met hierdie stede, dat U die regverdige regter is, en dat U volmaak en regverdig handel in alle opsigte. Here, stuur ons dan ook in die wêreld daaruit, want ons weet daar is baie van die kinders wat nog honger en dors aan die evangelie, baie wat oop is vir die verkondiging van U woord. Gebruik ons dan as instrumente om U woord aan hulle te bedien. Maar Vader, ook daar waar ons baie keer met hardheid van hart te doen kry, waar mense deure in ons gesig toemaak, as ons die evangelie aan hulle wil bedien. Laat ons die stof van ons voete afskud en aangaan na hulle, wat werklik ware honger en dors het, na U. Dit bid ons alles in die groot en heilige naam, want aan U kom toe, lof, dank en eer, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe. Gemeente, in aansluiting by die woordbediening kom ons saam uit Psalm 9. Ons sing daarvan verse 5, 12 en 13. Net die eerste deel van vers 12 wat so lui: O oordeel vol geheimnis, wat meld dat God regverdig is. Sing dan saam uit Psalm 9 daarvan vers 5, 12 en 13. Sal en vergaan, bly ewig God se rykstroom saam. Hy vel sy vonnis uit die wolke, regverdig voor
die volke, oordeel vol geheimenis, wat meld dat God regverdig is. O raak verstrikke nete, wie geen ontzag het vir Gods wette. Die goddelose moet weer wyk, teruggaan die doderyk. Die grafkuil wat God wyd gemeet het, daarin versink wie hom vergeet het. Gemeente van Here, ontvang die seën van Here, gaan in vrede en weet altyd daarvan, wees bewus daarvan, dat ons Here die regverdige regter is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle almal wees en bly. Amen.